O Here, amen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Baie dankie, dit was mooi. Sit net my mic bietjie sagter asseblief. So bietjie. Baie dankie. Ons aanbid U vanmôre, Here, terwyl ons nog so lekker in aanbidding is en net hierdie kalmte in ons lewe ervaar vanmôre, Here, kan ons nie vanmôre anders om te sê dankie nie. Dankie vir U getrouheid en U goedheid, Here Vader. Here, so baie mense wat siek is in hierdie winterseisoen. Ag Here, ek weet U saam met elkeen van hulle. Dit is deel van 'n seisoen, siek word en gesond word, maar ons eer U vanmôre, Here, dat U saam met elkeen van hulle ook is. Ons bid vir hulle vanmôre, Here, versterk hulle, gee hulle weer leiding en krag om aan te kan gaan, Here. Dankie ook vir almal wat hier is vanmôre, Here. Deur al hierdie siekte wil ons vanmôre sê, is hier baie mense wat U vanmôre wil kom hoor, en ek wil vra dat die Gees van die Here sal aanraak. Here, dat die woord vanmôre op die diepte sal wees, en dat dit vanmôre sal verstaan hoekom ons hier is. Nie net om te kom vir 'n samekoms of 'n byeenkoms nie, maar om te besef, eintlik as ek hier uitstap, gaan ek terug in my binnekamer en ek gaan terug na U woord toe en ek gaan gemaak gemeenskap en ek weet vanmôre, Here, U het vir my 'n boodskap gegee, U het vir my 'n opdrag kom gee en U het vir my iets kom sê vanmôre. En uit hierdie preeknotas, Here, weet ek vanmôre, U gaan in hierdie week met elkeen van hulle werk. Ek weet vanmôre, Here. Dankie vir die woord uit die troonkamer. Dankie dat U so getrou is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle kan julle sitplekke neem. Prys die Here. Ons is vanmôre op die beste plek. Nie die warmste plek nie. Daarom is die hemel wonderlik, want daar gaan nie winter wees nie, né? Ja, dis great. Joh, wat 'n. Maar dankie vir elkeen wat hier is vanmôre. So ja, ons is daar's mense siek, maar ag weet jy wat, jy gaan oukei wees, man. Ja, ek wil eintlik vir jou sê, as jy 'n bietjie snotterige verkoudjie het, vat net 'n bietjie breinsuiker. Dit gaan nie help vir die verkoue nie, maar jou snotjies gaan bietjie soeter wees, jy weet so. Dink bietjie. Ja, prys God, ons is vanmôre gesond en ons is hier, maar vir hulle wat nie is nie. Nou ja, ons praat vanmôre oor God is die bron en nie die ekonomie nie. Nou wanneer ons praat oor geld, dan het die kerke mos maar verskillende opinies. En ag, die kerke praat net geld en die pastore praat net geld en is net geld. Nou kom ek sê gou vanmôre vir jou, dis 'n gedeelte wat ons moet preek, hoor. Ek preek nou nie baie daaroor nie, want ek gaan gou vir jou ietsie sê. Sit so 'n klein bietjie vir my nog net sagter. Ek preek nou nie baie daaroor nie, want my opinie oor hierdie iets is, ek wil iets sê, ek wil sommer begin vanmôre. Dis nou nie eintlik waarmee ek wil begin nie, maar kan ek gou vir jou iets sê rondom jou tithes, jou tiendes. Nou dis nou 'n onderwerp wat baie kerke het en fondse en hoe ook al die kerkstelsel met die geldstelsel en al hierdie goed werk. Goed. Nou, ek wil gou vir jou vra, as jy jou hart vir die Here Jesus Christus gegee het, is jy mos deel van 'n godsdiens, né? Nee, jy is nie. Nee. Of is ons? Ek weet nie. Nee. Ons is deel van 'n koninkryk. Amen. Ons is deel van die koninkryk van God. Met ander woorde, dit wat ons is ons is deel van die koninkryk van God. So ek en jy in hierdie koninkryk as kinders van die Here, as Christene, noem dit wat jy wil. Elkeen het hulle eie manier hoe hulle dit sê. Ek is 'n wedergebore kind van die Here. Ek het Jesus lief. Daarom is ek deel van 'n koninkryk van die Here. In Matteus 6:33, dankie, jy kan hom gou vir my opsit, ons skiep hom, ek gaan nou terugkom na hierdie ene toe, is my gunsteling vers, maar seek the kingdom of God first, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou wat kom die woord, en wat sê die Here Jesus hier vir ons, wat beteken dit wanneer ek en jy deel is van 'n koninkryk? Ok, ons is nie 'n kerk wat nou gaan ander kerke volg en sê ons verkoop nie goed nie, ons doen nie hierdie dinge nie, ons mag nie hierdie goed doen nie, ons gaan nie hierdie goeders doen nie. Gaan lees Matteus 25, die Here gee, daai man gee vir ons die talente en die gawes om goed te doen, in sekere opsigte. Met ander kerke in sekere areas en goed gaan dit baie goed, die Here voorsien in baie opsigte van waar dit is. Ander kerke gaan dit 'n bietjie minder, daar is meer armoede, daar is meer baie dinge. Maar weet jy wat, ons bly nog steeds deel van die koninkryk van God. En hy bly die bron, sê vir die een langs jou, hy bly die bron. So met ander woorde, wat is ek en jy in die koninkryk? Kerk?
Wat is ons in die koninkryk vanmôre? Kan ek gou sien, hier's besigheidsmense, steek gou julle hande op. Julle is besigheidsmanne, julle is besigheidsvrou, ons werk. Ons is rentmeesters binne in die koninkryk van God. Sê vir die een langs jou, jy's 'n rentmeester. Wat beteken 'n rentmeester? 'n Rentmeester is dit dat God ons iets gegee het in ons hand en hy vertrou ons met 'n besigheid en met ons werk en met ons salaris en met die voorsiening dit wat hy ons gee het. Maar alles behoort aan God. Kan jy glo tot Monja behoort aan God? Ek het gedog se behoort aan my. Leonora Chris behoort aan jou. Nee, hy behoort aan God. So hou op om vir jou man te sê wat hy moet doen en nie moet doen nie. Prys die Here. Verstaan julle dit? So kom ons wees nou ernstig. So wat beteken dit wanneer ek 'n rentmeester is van die Here? Dan gaan ek mos vir God wil gee. Is dit nie so nie? Dis wat ek eerste in my lewe moet doen, is om vir die koning van die konings te gee. Sonder om iets terug te verwag, want die Here gee in elk geval vir jou. Hy gee vir jou oor is genoeg. Party mense, weet jy, kan ek gou vir jou iets sê, ons is so gou om oor ander dinge te sê, waak en bid, maar weet jy wat, begin bietjie oor jou gedagtes en oor jou spandabelragheid ook. En dan vra die Here dat hy jou help hoe om met geld te werk. Party mense kan net nie met geld werk nie. Daai geld brand. Verstaan jy? So jy moet ook bietjie die Here vra in jou lewe. Here, help my. Gee my bietjie wysheid. Want jy weet, party ouens se py hou van die einde van die maand tot die einde van die aand. Ja. Dis waar. En ek wil hê jy moet iets weet vanmôre. Dis ook nie deel van die koninkryk van God nie. God wil nie hê jy moet jou finansies wanbestuur nie. Hy wil nie. Hy wil hê jy moet rentmeesterskap vat oor jou besigheid en oor jou finansies en dit wat hy jou gee om te doen. Oor jou kinders, oor jou man, oor jou vrou, oor jou kinders, oor jou kleinkinders, oor allerlei dinge wil hy hê jy moet rentmeesterskap vat want jy's deel van die koninkryk van God. En as ons deel is, dan dra ons die vrug wat by die bekering pas. Selfs in die ekonomie waarin ons is. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklikheid voorsien volgens die heerlike rykdom in Christus Jesus. En dan Matteus 6:33 net weer. Maar soek eers die koninkryk van God. Wedergebore kinders van die Here word deel van 'n koninkryk van die Here, nie van godsdiens nie. Ons is in kerkdenominasies en verskillende kerke, en pastore wat op pedestals is en hulle eie koninkrykie bou. Nee, dis nie deel nie. Kom ek sê gou vir jou iets. Ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Ek hoop 'n pastoor of 'n dominee of iemand luister wat hy vanmôre sê, of 'n prediker, kom ek stel dit so. Môre gaan jy hemel toe, dan gaan jou kerk nog steeds aan. Amen. Dan gaan jou kerk nog steeds aan. Môre as ek in die hemel, dan gaan die kerk nog steeds aan. En dit is wat 'n mens moet besef. Ons is nie hier geplaas vir ewig op die aarde en dit is nie hoekom die Here wil hê ons moet doen nie, maar terwyl ons hier is, doen ons en ons is deel van die koninkryk van die Here. En wanneer daar finansiële resessie kom of moeilike ekonomiese tye waarin ons is vanmôre, gee die Bybel ons vanmôre hoop en leiding. Ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor die onsekere tye waarin ons leef. Pryse, hierdie mic is nie lekker hierson nie, kan ek hom net, jy moet net 'n bietjie draai. Pryse styg. Kom ons wees maar eerlik, ons moet maar oor hierdie goed praat. Ons praat dit van hier af, werksgeleenthede word minder. Ek gaan net iets sê oor dit, maar besighede wat al hoe meer sukkel en dan baie gesinne wat regtig wonder, hoor gou mooi, wat regtig wonder, waar gaan of hoe gaan hulle deur 'n maand kom? Hoe kom hulle deur die maand? Daar's regtig resessie in mense se lewens en hierdie goed slaan toe, terwyl dit met baie mense goed gaan. En ek wil jou iets sê in die laaste dae en jy sien dat in die woord sê, die wat ryk is, gaan ryker word en die wat armer is, gaan armer word. Ek beloof vir jou dit is so. Die vraag ontstaan in baie mense se lewe, sal ek genoeg hê? Sal ek genoeg hê? Sal God vir my sorg? Kan ek gou vanmôre vra, kerk, vra ons dit nie maar almal nie. Vra jy dit nie maar vandag nie. Is daar 'n bietjie bekommernis in jou hart om te vra of om te weet, iets moet gebeur, reg of verkeerd? Hoe gaan ek petrolgeld hê? Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dat doen?
En Job was hier dieselfde persoon. Op Job 3 op die skerm kan jy gou saam met my lees, hoor gou hier. As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my, en die dinge waarvoor ek bang is, kom na my toe. Kom na my toe. En baie belangrik, ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre, gaan lees die konteks van hierdie vers, moenie net die vers lees nie, ons moet verstaan waaroor dit gaan. En Job gee hier 'n uitdrukking aan sy pyn, nadat hy hierdie geweldige verlies gehad het, nie voor die tyd nie, en hierdie lyding ervaar het. 'n Man wat deur baie dinge gegaan het, wat ek nie eers my beste vyand, of nie my beste nie, my vyande wil toewens, of as daar is, maar nee, 'n man wat alles verloor het, 'n ryk man, maar die ergste van alles is, wat 10 van sy kinders verloor het, rykdom en goed en beeste en geld is nog ander ding, maar om jou saad te verloor, jou kinders te verloor, en al hierdie goeders, en dan skryf hy hierdie ding, en hierdie vers leer nie noodwendig dat vrees dinge laat gebeur, of dat elke ding waarvoor jy bang gaan wees, oor jou lewe kom nie, want ek wil hê jy moet iets verstaan, al is ons deel van die koninkryk van God, daar is pastore wat nie kundig is nie, wat die hele tyd vir jou gaan sê, as jy gaan vrees, as jy bang is, gaan dit oor jou kom. Nee, jy moet die konteks verstaan, ons is mens, hierdie goed gaan met ons gebeur. Trouwens, op baie ander plekke in die Bybel kom die woord, en die Bybel moedig die gelowige aan om nie bang te wees nie. Hy kom en dan sê hy vir ons, God is met julle. Lees dit gou saam met my daarop, daar's 'n paar versies wat ek vir jou ingesit het, hier's net 'n paar. Moenie bang wees nie, want ek is met jou, Jesaja 41 vers 10. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Psalm 27 vers 1. En dan God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Selfbeheersing. Jy sien, nou kom mense in hulle verstaan nie hierdie goed nie, en dan vat die kerk en hulle haal hierdie goed uit konteks uit, en hulle kom en sê vir jou, maar as jy gaan vrees, gaan dit gebeur. Ja, seker goed kan gebeur in jou lewe, as jy die hele tyd daarin lewe. En as jy deel is van die koninkryk, dan sê ek nou vandag vir jou, spreek lewe in jou lewe, man. Laat daar joy kom, en laat die Here saam met jou wees. Weet jy wat doen vrees? Weet jy wat doen vrees? Die Bybelse boodskap, hoor gou mooi, is nie dat vrees jou probleme skep nie. Nee, glad nie. Maar dat vrees jou vrede kom steel. Dit kom steel jou vrede en jou vertroue in God. En weet jy wat, wanneer ons vrede verloor en ons vertroue in God, dan begin ons die gesag van die Here ondermyn. Bevraagteken. Hoekom moet ek kerk toe gaan? Ek kry dan so swaar. Jy weet al hierdie goeters. En daarom wil ek jou vanmôre kom aanmoedig om al jou bekommernisse, al is dit deel van jou finansies ook vanmôre, en ek preek hier oor, of jy nou hiervan hou of nie, of jy nou sê ek praat geld of nie geld nie, weet jy wat, ek wil hê jy moet iets weet vandag, bring al jou bekommernisse na God toe, vat dit na die Here toe, geen mens kan eintlik vir jou iets doen nie, want die goeie nuus is, dat God nie deur 'n ekonomiese stelsel beheer word nie, of 'n krisis wat oor jou kom, dat God dit nie vir jou kan uitsorteer nie. Juis, ons vertroue is nie in die ekonomie nie. Hoor gou mooi, maar in die Here. In die Here. Ek hoor baie mense sê daar buitekant, al kos 'n bottel brandewyn R600, gaan ek hom nog steeds koop. Ja, dwaas. Maar in elk geval, ek wil hê jy moet iets weet vandag. As jy lekker steak eet, al kos 'n stuk steak R600, sal ons hom nog steeds koop. Amen. Want ons God bly die bron van ons voorsiening. Ons doen die regte ding in die koninkryk, want ons vertroue is nie in die ekonomie nie. Ons vertroue is nie in die petrolprys nie. Ja, dit leer ons in die koninkryk van die Here om met wysheid op te tree. En dinge reg te doen wat God wil hê ons moet doen. Nie verkeerde dinge nie. Die wêreld sê sekuriteit lê in geld. Of in beleggings, of in inkomste, of wat ook al dit mag wees. Maar weet jy wat, dan kom die Bybel en kom leer hy ons eintlik iets anderste. Hy sê dat God eintlik die bron van al hierdie dinge is. God is die bron van al hierdie dinge. 1 Samuel 2, ja, hierdie is vir my mooi, hierdie hele gedeelte tot en met 9, maar ek bring net vir julle hierdie stuk. Die Here maak arm en hy maak ryk, hy verneder ook gee hy aansien. Hy laat die geringes uit die stof opstaan, hy hef die armes op van die ashoop.
Ek weet nie van jou nie, maar ek het al gesien waar mense rock bottom was. Waar hulle al op die aarde was, wat hulle alles al verloor het. En weet jy wat, die oomblikke wanneer hulle vertrou in die Here is, hulle sê nog steeds vir ons, nogtans sal ek die Here jubel, nogtans sal hy sy bietjie wat hy het vir die Here gee. En op 'n dag, dan bring die Here daai ou uit die as op uit en hy maak hom 'n vername mens. Weet jy wat, en dan mense wat geld het, wat lewe asof God nie bestaan nie, hoe verneder of hoe nederig kan die Here jou dan maak? Dit het ek ook al beleef. En deur hulle eie getuie wat hulle gesê het. Hoor gou mooi, om hulle by vername mense te laat aansit, hy skenk hulle 'n ereplek. Hy skenk hulle 'n ereplek. Dit beteken nie dat God sommige mense willekeurig, hoor gou mooi, net wil arm maak of wil ryk maak nie. Die Here het maar miskien 'n plan met my gehad, ek moet maar arm wees nie. Nee, glad nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hoor mooi. Dit wys eerder dat God deur hierdie vers, deur hierdie vers wat hy hier vir ons sê, wys vir my vanmôre dat God is in beheer van alles. Rykdom, armoede is nie buite die hande van God nie. Hy is soewerein oor elke situasie. Weet jy wat, jy kan vanmôre arm wees as jy dit wil arm noem, as ek dit so mag uitbeeld met baie liefde. Maar eintlik is jy so ryk in jou geloof in God, dat jy eintlik ryker is as die rykste man op aarde wat geld het. Jy mag dalk laag voel, maar weet jy wat, op 'n dag sal God jou ophef. Hy sal jou aansien gee. Jy mag sukkel, maar God kan enige oomblik jou situasie verander. Ek het ander aand gepraat oor skielik, suddenly. Skielik kan die Here vir jou aansien gee. Skielik kan die Here jou omstandighede. Verwag die Here bietjie hierdie week, skielik gaan iets gebeur. Verwag bietjie dat die Here skielik vir jou iets wil doen. Maar dan moet jou woord en jou krag en jou daad by God se koninkryk pas. Wag, ek sukkel man, dan wil jy iets verwag. Nee, dit moet daar wees. Jy mag min hê, maar God is nie beperk deur jou omstandighede nie. En wanneer ons sê God is die bron en nie die ekonomie nie, dan beteken dit ons geld behoort nie aan ons sekerheid nie, maar aan die een of aan God wat sorg. Aan God wat sorg. En nou gaan ek jou vanmôre, ek staan nie vanmôre hier met 'n skuldgevoel in my hart oor enigiets nie. Ek staan ook nie hier vanmôre om jou beursie oop te breek nie, hoor my hart. En inteendeel kan ek vandag vir jou beloof, ek weet nie eers wie gee en wie gee nie in hierdie kerk nie, daar is ons finansiële mense, ek weet absoluut niks. 'n Pastoor moet wegbly van die kerk se finansies af. Pastoor wat se vingers in die til is, jy moet hierdie uit-edit. Tiendes is nie 'n verlies nie. Dit is erkenning. Dit is erkenning. Dis nie iets wat God by jou vat nie. Dit is ons wat sê, Here, U is eerste in my lewe. U is eerste in my finansies. U is my alfa en my omega. U is die bron van my lewe. U is die krag van voorsiening. Dankie daarvoor. Dis wat dit beteken om vir die Here te gee. Ek noem dit tiendes, maar jou bydrae, kom ek sê dit vanmôre, jou bydrae. 2 Korintiërs 9 vers 7 kom en dan sê hy, maar weet jy wat, dat God het 'n blymoedige gewer lief. Nie net in jou bydrae nie, maar dit wat jy gee. Jou klere is te groot in jou kas, of jou klere is te klein, of daar is baie goed, jy het brandname skoene in jou kas, maar jy sal dit eerder laat lê as om te saai. Want jy heg waarde aan aardse materialistiese dinge. Gielie, jy moet 'n bietjie saai in daai titleisballe hoor. God kyk nie na die bedrag nie man, maar hy kyk na die hart wat dit gee. Hy kyk na die hart wat dit gee. Dis wat God doen. Enige een kan gee wanneer dit maklik gaan. Maar geloof word sigbaar wanneer dit moeilik gaan. Kan ek dit weer sê vanmôre? Geloof word sigbaar wanneer dit moeilik gaan. Geloof kom vanmôre deur wanneer ek sê, Here, dit gaan moeilik, maar ek vertrou U. Ek vertrou U. Daar het 'n man eendag gekom en hy die Here op die proef gestel. Hy het gesê, weet jy wat, ek gaan dit doen, en ek hoor, en ons het dit gesê,
Hy sê, en hy het begin om sy tiendes te saai in die Here se koninkryk. Maar niks het gebeur nie, want jy sien, hy kom en dan sê hy, maar die pastoor wat vir hom gesê het, saai, en Malagi 3 word mos ook 'n vers wat uit die konteks uitgerol het, en kyk of ek hierdie vensters van die hemele vir jou gaan oopmaak, en dan sit die mense in wag. En so sit hy en kyk, maar niks gebeur nie, maand na maand na maand. En hy praat met my, ek sê vir hom, maar weet jy wat, wie het vir jou gesê, nee, die en die persoon, ek sê vir hom, nee, maar die uitkyk is so, kyk gou wat sê die woord van die Here. En ek wys vir hom en ek sê vir hom, en net so by 'n jaar, toe hy begin om hierdie geloof in te kan, om te sê, maar weet jy wat, ek gee vir God, nie om iets terug te verwag, om rykdom terug te verwag nie. 'n jaar wat hy sy tiendes gegee het, toe begin hy die vrug daarvan sien, want sy attitude het begin verander. Hy het begin kom om te sê, maar weet jy wat, ek gaan nie gee om net meer te wil kry nie, ek gee omdat ek 'n liefde vir God het. Ek gee omdat God eerste in my lewe is, en dis wat ek vir hom sê, God moet eerste in jou lewe wees. Kan ek gou iets sê, dis hoekom Jesus die weduwee se klein muntstuk, die minste, toe hulle daar voor sit en Jesus kyk en al hierdie rykes het gegooi en die vrou het gekom en sy die kleinste muntstuk, die minste gegooi, wat het Jesus gesê? Sy het die meeste gegee. Ja, sy het die meeste gegee. Ek wil hê jy moet iets verstaan vir môre kerk. Ek wil hê jy moet God vertrou wanneer jy nie altyd alles verstaan nie. Moet jy begin om God te vertrou. Wanneer gelowiges gee, word kerke opgebou. Word armes gehelp en die evangelie, die sendingwerk kan verryk word. Jou deel van God se plan is om ander te seën. Dis wat ons moet doen. Selfs om 'n seënspreek uit te gee op iemand. En vandag wil ek as 'n spreekbuis vir elkeen dankie sê wat gee. Dankie vir elke een wat se harte altyd oop is. Julle weet wie julle is. Vir elke een wat gee, al is dit 'n bietjie, al is dit baie. Baie dankie. Weet jy wat? Ek wil hê jy moet aanhou om te gee. Saai. Saai. En ek beloof vir jou, jy sal God se goedheid beleef. En is lekker om daai vrede in jou lewe te hê. God beloof nie altyd rykdom nie, hoor. Ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Maar hy beloof voorsiening en getrouheid. Dis wat hy sal doen. Wanneer jy wonder hoe gaan ek die skoolfonds betaal, dan gee die Here 'n deurbraak. As jy wonder hoe jy dit gaan doen, dan gee die Here 'n deurbraak. 1 Samuel 2, onthou dit altyd. Kyk gou hierso. Hy sê daarso ook in opsigte, ek wil gou dit vir jou verder lees. Hy sê ek stuur vername mense op jou pad. God sal mense op jou pad stuur om jou te help. As jy God vertrou, vandag voel jy dan in 'n dam, jy kry nie werk nie, maar môre kom iemand en sê, hoorie, ek soek so 'n persoon en daai persoon dink aan jou en hy kry vir jou werk. En so help ons mekaar. Want jy vertrou God. Moenie in sak en as sit nie. Want wanneer die ekonomie onseker is en die ekonomie is onseker, weet jy wat is vir my baie lekker om te besef? Ons gaan deur 'n fase en ek hou nogal van die politiek en die ekonomie en die olie. Weet jy waar is die olie? Weet julle waar die olie al is? Kyk hoe kom die olie. En weet jy wat gaan gebeur? Die olie gaan nog meer daal. En hoe meer hy daal, gaan jy sien hoe gaan die petrol en die dieselpryse daal. So een van die dae kan jy weer lekker ver ry. Hoor wat ek jou vertel vandag. Wanneer daai straat van Armoes oopgemaak word, man, gaan jy sien hoe gaan hy duik en dan gaan jy sien hoe gaan die petrolpryse en die dieselpryse ook duik. So moenie bekommerd wees nie. Die ekonomie laat ons dink dis onseker, maar God is seker. Hy bly in beheer. Daarom gee ons nie uit vrees nie, maar ons gee uit geloof. Ons spreek nie uit vrees nie, maar ons spreek uit geloof. Vrees kyk na die grootte van die probleem, geloof kyk na die grootte van God. Wie is my God? Wie is my God? Selfs in die rentmeesterskap van ons, van die koninkryk van die Here ook. Dit wat die Here jou mee toevertrou het. Kan ek gou vanmôre vir jou vra, kind van die Here? As jy sê ek is deel van die koninkryk van God, hoeveel van jou goed behoort aan God? Hoeveel? Hy sal sê alles, hy sal sê, ja nee, nou wonder ek. En dis 'n moeilike en is 'n skerry vraag. Alles behoort aan God. Alles behoort aan die Here. Miskien gaan jy deur 'n moeilike finansiële seisoen. Ek wil jou vanmôre bemoedig, onthou, God het jou nie vergeet nie. God sien jou behoefte. Hy ken jou behoefte. Hy ken jou by jou naam. Hy ken jou naam. En God sal deure oopmaak wat niemand anders vir jou kan oopmaak nie.
Hou aan om te bid. Hou aan om te bid in die geloof. Werk getroue. Leef wys en vertrou die Here. Sê, Here, ek vertrou U. Weet jy wat? Die ekonomie mag wankel. Maar God se troon wankel nooit. Nooit. Want God is nie net genoeg nie. Hy is meer as genoeg. Hy is meer as genoeg. Amen. Here, dankie. Dankie vir elke een vanmôre wat hierdie hoorbare woord gehoor het en 'n verandering in hulle harte sal maak om U te vertrou. Want vanmôre kom ons in ooreenstemming en ons weet vanmôre, Here, U is nie net genoeg nie. U is meer as genoeg. Daar is 'n liedjie wat sê, He's more than enough, you are more than enough. Here, U is genoeg. Ons memoreer soms baie keer in die koninkryk, waarvan ek ook vanmôre moet bely. Jammer, Here. Maar by dit wil ek ook vanmôre kom met 'n dankbare hart en te sê dankie. Dankie dat U in elkeen van ons lewe en elkeen van ons behoefte voorsien. En altyd sal voorsien. Al gebeur daar goed. Al gebeur daar dinge. Al bars die geyser. Al bars die karserradiator. Al gebeur wat ook al. U sal bly voorsien. U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Daarom kom ons vanmôre en ons bind die werke van die vyand. En hy kom vanmôre juis baie keer wanneer mense dit nie verwag nie, want hulle het 'n verwagting in hulle hart geskep deur hierdie leuen wat hy kom vertel het. Luister, jy's op hierdie aarde gesit om arm te wees en swaar te kry. Dis uit die put van die hel, ons verwerp dit in Jesus naam. Dis nie van U nie. Dis nie van U nie. Ons kies vanmôre die lewe, ons kies nie die dood nie. 'n deel van hierdie lewe, Here, is waar U is. Hierdie dood oorwin met alles wat daar is. Die fisiese dood en die geestelike dood het U oorwin. Ons kies nie dood in ons lewe nie. Ons kies U vanmôre, Here. Dankie dat U vir hierdie kerk meer en meer voorsiening gee. Here, dankie dat dit met ons kan goed gaan. Kerk, kan ek net vanmôre vir jou vra, steek net jou hand bietjie op en sê dankie dat die Here hierdie gemeente geplant het hierso en dat dit goed gaan in die gemeente en dat dit altyd sal goed gaan en dit gaan meer goed gaan. O, Here, U is wonderbaar goed vanmôre. You are more than enough. More than enough. Dankie vanmôre, Jesus, dat ons kan deel wees van die nagmaaltafel. Ons gaan dit nou gebruik. Ooreenstemmend vanmôre, Here, dit wat U vir ons gedoen het, dis ook deel van die koninkryk. Dankie vir ons redding. Dankie dat ons altyd aan dit sal vashou. Al voel jy vanmôre bietjie moeg en mat, weet jy wat, ek wil gou vanmôre vir jou sê, vat dit na Jesus toe. Hy nooi jou uit. Hy sê, kom na my toe almal wat moeg en belas is. En ek sal rus gee. Ek sal jou rus gee. The joy of the Lord is my strength. Elke dag staan ons op met joy. Here, ek bid maar net hierdie versoek van my kant af, dat hierdie dae net 'n bietjie warmer sal word ook. Dan gaan dit ook beter. Dankie, Jesus. Maar die winter moet mense goed doodmaak. Die siektes doodmaak. Goed, kieme, ek weet, en is maar wat dit is, Here. Maar dankie dat U ook in hulle siekte is waar hulle nou is, saam met hulle is. Longe word aangeraak, verkoues, griep, kanker, wat ook al. In die fisiese liggaam raak jy hulle aan. Geestelik vanmôre, elkeen se welstand wat vanmôre anderste is, wat bekommerd is, wat vrees is, wat angs het, wat bang is. En hierdie goed het nog nie eens oor hulle lewe gekom nie. Kerk, ek wil vanmôre vir jou bid, moet baie keer nie hierdie goed en hierdie illusies in jou kop skep as dit nog nie eens daar is nie. Dis ook 'n aanslag
van die duisternis. God is 'n God van liefde. Ons hoef dit nie eintlik elke keer op elke advertensie te sit nie. Weet jy, kan ek gou vandag vir jou sê, hoor gou. Terwyl ek in aanbidding is, wil ek jy moet iets hoor. Ek wil dit eintlik in die preek gesê het, maar ek gaan dit bid vanmôre oor jou lewe. As ek en jy deel is van die koninkryk van God, weet jy vanmôre kerk dat God is liefde. En liefde oorwin die kwaad en die dood en alles. Ons weet vanmôre die liefde van Jesus het ons vrygekoop, ons is duur gekoop. Ons is meer as oorwinnaars. En daarom wil ek jou vanmôre bemoedig. As jy sê die liefde van die Here is in jou, dan wil ek vir jou vra, bly in hom. Dis wat Jesus sê. Hy sê, bly in my. Bly in my. Hoekom sal jy op 'n ander plek wil wees? Hoekom sal jy op 'n ander plek wil wees? Bly in hom. Bly in hom, vertrou hom, glo in hom, stap 'n pad saam met hom, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Is dit nie lekker om te hoor nie? Dis sommer blydskap in jou hart. Dankie daarvoor vanmôre, Here. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Ons kan nou saam die nagmaal gebruik. Wat 'n wonderlike voorreg om die tafel van Jesus te kan gebruik. 'n Sakrament, ja, maar ons doen dit vanmôre uit eerbiedheid, ook om te sê dat elke een vanmôre wat dit saamvat, 'n opregte dankbare hart het. Opregte dankbare hart het. Kerk, elkeen weet ook hier in ons gemeente, so teen die einde van die jaar se kant, dan het ons 'n dankofferdiens en so aan. Dan gee ons vir die Here terug en is lekker om te kan gee. Maar ek wil jou bemoedig van nou af om elke keer vir die mense te help en te gee en te seën. Seën iemand met 'n opbouende woord of iets te doen het. En dis wat dit beteken, want as ek vanmôre vir jou moet bevra, wat beteken die nagmaal vir jou? Wat beteken dit as jy sê, ja, maar Jesus het vir my gesterf? Wat beteken Jesus regtig vir jou? Beteken Jesus se sterfte vir jou vrees en dood en bang wees? Angs? Nee, glad nie. Dit moenie eens in jou gedagtes opkom nie. Ja, maar nog ek is 'n mens, ek weet ons is 'n mens, hierdie goed gebeur, hierdie goed kom. Maar kan ek ook vanmôre vir jou sê, jy het beheer oor jou eie gedagtes. Jy kan kies of ek dit wil doen of nie wil doen nie. En as Jesus vir jou beteken, dit wat jy sê hy beteken, deel van die nagmaal, dat hy vir my gesterf het en vrygekoop het, en ek is gered deur die kosbare bloed van Jesus Christus, en dat ek 'n rentmeesterskap het in sy koninkryk, dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy gaan anders hier uitstap, jou lewe gaan anders te wees. Glo jy dit vanmôre? Amen. Nou kom ons vat dit saam vanmôre, ons dank die Here. Here, dankie vir hierdie wonderlike tafel, die brood van die lewe. Want hier kom in Matteus 26 vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit dit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Hoor mooi. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Nou kom ons vat vanmôre as 'n gemeente saam brood. Kom ons breek die brood en jy kan jou broodjie vat vanmôre. Ons dank die Here in jou eie lewe. Ek gaan nie iets sê nie. Kan jy net vir hom vanmôre self sê dankie. Here, dankie. Selfs in moeilike omstandighede en tye waar ons dalk sukkel, maar nie meer nie. U het 'n plan met my. U ken my. By die nagmaal vanmôre herinner ons God aan sy beloftes. U ken my by my naam. My naam is in die handpalm geskryf. Ek is 'n oorwinnaar. I'm more than enough. You are more than enough. Kom ons neem dit saam. Voel vry om van die beker te kom drink as jy wil.
As jy nie van die kelkie wil vat nie, die beker staan nie so, jy is meer as welkom om saam met ons in die beker te kom vat. Maar ons drink vanmôre saam, want dit is die bloed. Soos wat die woord sê vir die Nuwe Testament, wat uitgegiet is tot vergifnis van sondes. So kom ons bely ons vanmôre, ons gedagtes, ons leefwyse, wat ook al dit mag wees, voor U vanmôre, Here. Gee ons reinheid van tande, dat ons sal heiligmaking nastreef. Dankie daarvoor. Amen en amen. Miskien moet ons dalk 'n bietjie Ulbrand sherry gooi in die winter. So 'n ingeboude heatertjie. Prys die Here vanmôre. Dankie dat julle hier was. Dis lekker om saam met julle altyd kerk te hou. In die teenwoordigheid van die Allerhoogste, die Seun van God. Dankie Jesus en die Heilige Gees wat saam met ons 'n pad stap elke dag. Vindingryk, hoe ryk is ons nie vanmôre nie. Dankie julle.